Goed, ek kry konstant mense wat na my toe kom, hulle is eintlik ongelowiges, baie is ongered en ongelowig, maar jy kry geredde ongelowiges ook. Jy kan dit nie dink nie, maar dit is so. Gaan dink bietjie mooi oor wat ek sê. So hy glo, maar hy weet eintlik nie wat hy glo nie, maar hy's 'n geredde. Hy's nou gedoop en hy glo in Jesus Christus en hy glo die offer, maar hy's 'n ongelowige. Hy het geen kontak met sy God nie, hy het geen persoonlike verhouding met sy God nie, sy God antwoord hom nie, sy God praat nie met hom terug nie, hy het hierdie one-way communication en na die Almagtige toe as hy bid, maar verder volg hy eintlik sy eie kop. Nou ja, nou gereeld is daar mense wat aan my toe kom en sê, ja, jy kan nie 'n profeet wees nie, jy kan nie 'n siener wees nie, jy kan nie die toekoms sien nie, Deborah, want weet jy wat, die profete het opgehou met bestaan daar in die tyd van Jesus. Profete het tot 'n einde gekom. En dan is hulle lief om Hebreërs 1 aan te haal. En dit gaan maar daaroor dat die Hebreërs 1 sê, nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Nou ja, spreek die Seun dan nog steeds met ons natuurlik. Hoe spreek hy met ons? Wel, hy spreek met ons deur middel van ons drome, Job 33, en visioene, en gesigte, en soms stuur hy 'n engel, en daar's engele wat aan mense verskyn en vir hulle die inligting gee oor die strafgerigte wat kom oor die aarde. Maar dit wys jou maar net hoe die kerke die mense gebreinspoel het, dat hulle glad nie krities kan dink nie. So, want jy weet, as jy die profetiese stem van die mense wegvat, dit wat God vir ons gee, dan maak jy die volk stom en blind, en dan is hulle afhanklik van die baalpriesters in die kerke. Jy sien, die baalpriester moet hom nou lei, en die baalpriester weet niks. So, nou luister mooi, wat sê die skrif? Die Bybel sê hierso, Matteus 23 vers 34, gee Jesus Christus 'n profetiese voorspelling. Hy sê, daarom kyk, ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig, en sommige van hulle in julle sinagoges gesel, en van die een stad na die ander stad vervolg. Nou waarvan praat hy? Praat hy van in sy tyd? Nee, ja. Hy praat van in die tyd van die apostels en daarna, en ons weet daar het miljoene gesterf. Ons weet daar het miljoene Christene gesterf, miljoene wat opgestaan het en gepraat het teen die pausdom, of teen die Romeinse Ryk. Hulle is almal vervolg, die wat geprofeteer het, is vervolg. Ons sien dit het definitief gebeur. So, het Jesus gelieg? Nee, hy het nie. Hy het gesê, hy stuur nog steeds profete. Hy stuur wyse manne, hy stuur skrifgeleerdes. So ja, dan lees ons in Handelinge van Apostels hier, ek dink is dit nou 2 vers 17. Hy sê, in die laaste dae, spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom, en ook op my diensknegte, my diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. En ek sal wonders gee bo in die hemel, en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. So, daar is nog 'n bevestiging. In die laaste dae sal daar profete wees. In die laaste dae is van Jesus af aan tot en met die wederkoms. Daarom sit ons in 'n situasie waar daar so baie sieners en profete is. Daar's natuurlik 'n aantal valse sieners en profete ook. En die wat so saam met die kerk leuen loop. Jy moet oppas vir hulle. Goed. En dan sê hy hier in Handelinge 21 vers 8, praat hy van 'n man, hy was die evangelis, sy naam was Filippus, en hy het 4 ongetroude dogters gehad wat die profetiese gawe besit het. Nou, om watter rede sal Handelinge dit noem, as daar nie meer profete is nie? Dit is baie duidelik dat die vroeë Christelike kerk onder Jakobus definitief geglo het in profete en sieners en dromers. En ons sien dit ook dwarsdeur ons mense, die laaste 2000 jaar, sien ons dat daar profete en dromers was, en dat baie mense daarop afgeslaan het, en dit het hulle lewens gered. Maar jy het 'n keuse, as jy nie wil luister nie, dit is jou keuse, dan het jy 'n keuse gemaak. Ons almal droom, ons almal sien, ons verstaan net nie wat ons droom nie. Want die Almagtige praat in meeste gevalle in simboliek, en as jy nie die simboliek verstaan nie, dan is 'n droom vir jou 'n mambo jumbo, dis 'n deurmekaarspel. Maar as jy verstaan wat in jou drome aangaan, dan begin jy om 'n persoonlike kommunikasie te hê met Vader. So jy bid hom,
en hy antwoord jou wanneer jy slaap. Is dit nie wonderlik nie? En ek kry mense bitter jammer wat nie hierdie stem het nie, wat dit nie hoor nie, wat hulle self blind en doof hou, wat nie belangstel om te leer nie. Ek kry hulle bitter jammer, want weet jy wat, hulle gaan soos blindes en doofes deur die lewe, en hulle lei die ander saam met hulle in die sloot in. Dis baie hartseer.